Oefening 6.5 op bladsy 78, deel 3. In die eerste deel het ons reeds die rekeninge oopgemaak met die beginsaldos op 1 April 2015. Die tweede deel het ons die transaksies vir April aangeteken in die hulpjoernale, dit oorgeboek na die algemene grootboek en 'n proefbalans op 30 April 2015 opgestel. In hierdie derde deel gaan ons die transaksies vir Mei in die hulpjoernale aanteken, die joernale afsluit en dit oorboek na die algemene grootboek om 'n proefbalans op 31 Mei op te stel. Nou bladsy 86 kry ons die transaksies vir Mei 2015. Die eerste transaksie vind plaas op die 1 Mei. Daar is 'n stoorkamer aangebou deur Ben Bouwers en dit is per cheque betaal R45.000. In ons kontant betalingsjoernaal is ons volgende cheque teenblad nommer, dis die eerste een in Mei, is cheque teenblad 701. Die dag wat die transaksie plaasvind is die 1 Mei. Die naam van die begunstigde aan wie die cheque uitgereik is Ben Bouwers. Die bedrag wat dan uit die bank uit betaal is per cheque is R45.000 en hierdie R45.000 vir die aanbou van 'n nuwe deel van die gebou, daarom grond en geboue, daar is nie 'n kolom vir grond en geboue nie, daarom in die diverse kolom R45.000 grond en geboue en B3 die bate grond en geboue sal gedebiteer word. Die dubbelinskrywing is dus om die bank te verminder, te krediteer en grond en geboue te debiteer. Die volgende transaksie op die 4de Mei reik 'n cheque uit aan rapport vir advertensie R9.200. Ons volgende cheque teenblad nommer is cheque teenblad 702. Maak seker dat jou cheque teenblad nommers op mekaar volg. Die dag wat die transaksie plaasvind is die 4de Mei. Die cheque is uitgereik aan rapport. Dit is die naam van begunstigde. Uit die bank uit is hierdie bedrag betaal R9.200. Die bank sal daarmee minder gemaak word en dit was vir advertensies. Daar is ook nie 'n kolom vir advertensies in die KBJ nie. Daarom in die diverse rekening kolom R9.200 advertensies en dit sal oorgeboek word na N9 die uitgawe rekening advertensies se debietkant. Die volgende transaksie op die 6de Mei, kontantverkope volgens die kasregisterrol R35.200. Nou onthou, dit is die verkoopprys. Hierdie onderneming werk teen 'n winsopslag van 60% op die kosprys. Dus die kosprys van daardie R35.200 se verkope is R35.200 maal 100 op 160, dit is R22.000. Dit is die kosprys van die handelsvoorraad wat verkoop is. Daarom in die kontant ontvangste joernaal, die dokumentnommer of die brondokument is die kasregisterrol. Die dag wat die transaksie plaasvind is die 6de Mei en waarvoor is die geld ontvang? Dit is vir verkope. Die geld is ontvang, ons skryf dit in ons kasregister of die ontleding van ontvangste kolom R35.200. Dit is die enigste ontvangst op die 6de, daarom word dit in die bank gedeponeer. Trek 'n streep in die ontleding van ontvangste kolom en deponeer hierdie bedrag van R35.200 in die bank. Die geld is ontvang vir verkope, daarom in die verkope kolom R35.200. Die bank wat 'n bate sal gedebiteer word, meer gemaak word met R35.200 en verkope die inkomste gekrediteer word. Maar nou baie belangrik, R35.200 maal 100 op 160, die kosprys van daardie handelsvoorraad wat verkoop is, R22.000. Dit sal moet oorgeboek word na die debietkant van koste van verkope en die kredietkant van handelsvoorraad. Nog steeds op die 6de, koop handelsware van Makro en betaal per cheque R83.000. Nou die kontant betalingsjoernaal is ons volgende cheque teenblad nommer, cheque teenblad 703. Die dag wat die transaksie plaasvind is die 6de Mei. Die naam van begunstigde by wie hierdie handelsvoorraad aangekoop is
is makro. Uit die bank uit is 'n bedrag betaal van R83.000. Dis in die bank kolom R83.000 en dit was vir handelsvoorraad wat aangekoop is. Daarom in die handelsvoorraad kolom ook R83.000. Die volgende transaksie vind plaas op die 12de Mei. Reik 'n kontantcheck uit vir die week se lone R750. In die kontant betalingsjoernaal check teenblad 704 dien as bewys dat hierdie transaksie plaasgevind het. Die dag is die 12de en nou baie belangrik, as lone betaal word, dan word die check kontant uitgemaak. Die naam van begunstigde is dus kontant. Die bedrag van die check, die lone wat betaal is R750 en daar is 'n kolom vir lone aangesien dit iets is wat gereeld betaal word, daarom R750 in die lone kolom. Die volgende transaksie vind plaas op die 13de Mei. Ontvang R2500 van D. Human wat 'n kantoor by ons huur. Nou die oomblik as ons iemand se naam het, dan gebruik ons 'n kwitansie as brondokument en die duplikaat kwitansie bly in ons boeke. Nou die vorige kwitantienommer wat uitgeskryf is in April was gewees kwitansie nommer 284, dus duplikaat kwitansie 285 dien as brondokument. Die dag wat die geld ontvang is die 13de Mei. Die naam of die besonderhede op die kwitansie is die naam van die persoon D. Human. Die geld is ontvang, dis in die kasregister geplaas, daarom in die ontleding van ontvangste kolom R12.500. Dis die enigste ontvangst op die 13de, trek 'n streepie en deponeer hierdie R12.500 in die bank. Daarom ook in die bankkolom R12.500. Dit is ontvang vir huurinkomste. Ons het nie 'n kolom vir huurinkomste nie. Daarom in die diverse kolom R12.500 huurinkomste en N3, daardie inkomsterekening sal gekrediteer word met hierdie bedrag wat ontvang is. Die volgende transaksie op die 14de Mei, koop skryfbehoeftes by Clicks R3.200 en betaal per check. Nou die kontant betalingsjoernaal, ons volgende check teenblad nommer is check teenblad 705. Die dag wat die transaksie plaasvind, die 14de Mei. Die check is uitgereik, naam van begunstigde aan Clicks. Die bedrag geld wat uit die bank uit betaal is, in die bankkolom skryf ons die R3.200. En dit was vir skryfbehoeftes. Ons het 'n kolom vir skryfbehoeftes, daarom in die skryfbehoeftes kolom R3.200. Skryfbehoeftes wat 'n uitgawe sal gedebiteer word met hierdie bedrag en die bank wat 'n bates gekrediteer word aangesien dit 'n bates wat minder word. Op die 15de Mei kontantverkope van handelsware R25.424. Dit is die verkoopprys. Dus moet ons gaan sê as die verkoopprys R25.424 is, dan moet ons die kosprys bereken R25.424 maal 100 gedeel deur 160, die kosprys R15.890. In die kontant ontvangste joernaal, die verkooptransaksie is volgens die kasregisterrol van die 15de Mei, daarom slegs KRR en dag die 15de. Die geld is ontvang vir verkope, dit is jou besonderhede. Toe die geld ontvang is dit in die kasregister geplaas, daarom by ontleding van ontvangste R25.424. Dis die enigste ontvangste vir die 15de Mei, trek 'n streepie en deponeer die geld in die bank R25.424. Hierdie R25.424 is ontvang vir verkope. Daarom in die verkope kolom dieselfde bedrag R25.424, maar onthou, as ek handelsvoorraad verkoop, dan moet ek handelsvoorraad ook verminder met die kosprys van daardie handelsvoorraad. Dus R25.424 maal 100
gedeel deur 160, die kosprys R15.890. Ons volgende transaksie is nog steeds op die 15de. Betaal Handy Hadden vir algemene herstelwerk per cheque R700. In die kontant betalingsjoernaal word ons volgende cheque uitgereik en cheque teenblad 706 bly in die chequeboek agter en dien as brondokument. Die dag wat die transaksie plaasvind is die 15de Mei. Die naam van begunstigde, die cheque is uitgereik aan Handy Hadden. Die bedrag van die cheque is R700 en hierdie R700 is uit die bank uitbetaal vir herstelwerk. Daar is nie 'n kolom vir herstelwerk nie, daarom in die diverse kolom het jy die inskrywing R700 herstelwerk en N8 is herstelwerk se folionommer. Dit is die uitgawerekening wat gedebiteer sal word. Op die 16de Mei vind die volgende transaksie plaas. Reik 'n cheque uit aan Outsurance vir die maandelikse versekeringspremie van R650. Die volgende cheque teenblad nommer is cheque teenblad 707. Die dag wat die transaksie plaasvind is die 16de Mei. Die cheque is uitgereik aan Outsurance. Dit is jou naam van begunstigde. Die bedrag van die cheque is R650. Dit word uit die bank uit betaal vir versekering. Daar is nie 'n kolom vir versekering nie, daarom in jou diverse rekeninge kolom R650 vir versekering en N4 is die folionommer van die uitgawerekening versekering wat ons sal debiteer. Die volgende transaksie vind plaas op die 19de Mei. Reik 'n cheque uit vir die weeklikse lone R680. Die volgende cheque teenblad nommer is cheque teenblad 708. Die dag wat die transaksie plaasvind is die 19de Mei. As 'n cheque uitgereik word vir lone, dan is die naam van begunstigde altyd kontant, want ons wil hierdie cheque gaan klein maak by die bank en vir elke loontrekker sy geld in 'n koevert sit. Uit die bank uit betaal ons die totale bedrag van R680 en dit is natuurlik vir lone en ons het 'n kolom vir lone, daarom in die lone kolom daardie R680 word daar ontleed. Die volgende transaksie vind plaas op die 20ste Mei. Koop handelsvoorraad by Trade Center en betaal per cheque R18.650. In die kontant betalingsjoernaal het jy cheque teenblad 709. Die dag is die 20ste. Die naam van begunstigde is Trade Center. Dit is die onderneming by wie ons hierdie voorraad aankoop. Die totale bedrag van die cheque, dit wat op die cheque verskyn, R18.650 wat uit die bank uitbetaal is, en dit is vir handelsvoorraad, daarom ontleed onder die handelsvoorraad kolom R18.650. Die 21ste, die volgende transaksies. Koop 'n nuwe afleweringsbakkie by Delta Motors en betaal per cheque R80.800 en reik 'n cheque uit vir die weekse lone R610. Dus is daar 2 betalings op die 21ste. Die eerste betaling is per cheque teenblad 710, die dag die 21ste aan Delta Motors en die bedrag van daardie cheque nommer 710 is R80.800. Dit was vir die aankoop van 'n nuwe afleweringsbakkie. Dit is voertuie. Daar's nie 'n kolom vir voertuie nie, daarom in die diverse kolom R80.800 en voertuie, daardie balansstaatrekening nommer 4 wat 'n bate is, sal gedebiteer word, meer gemaak word. Nog steeds op die 21ste is cheque teenblad 711 uitgereik. Dis om die lone te betaal, daarom 'n kontant cheque. Baie belangrik, naam van begunstigde, kontant. Jy skryf ook nie weer die 21ste nie, want is 2 betalings op die 21ste. Die bedrag vir die week se lone wat betaal is R610 en dit was natuurlik vir lone gewees
daarom in jou lone kolom R610. Die lonerekening, die uitgawerekening sal gedebiteer word en die bank wat 'n bate is, gekrediteer om die bate minder te maak. Die 25ste Mei, betaal die water en elektrisiteit aan die City of Tshwane per cheque R1950. Nou ons volgende cheque teenblad nommer is cheque teenblad 712. Die dag wat die transaksie plaasvind is die 25ste. Belangrik, die naam van begunstigde is City of Tshwane. Dit is aan wie die cheque uitgereik word. Die bedrag op die cheque R1950. Sien hoe vat ons dit uit die bank uit. Ons maak die bank minder, krediteer die bank en dit was vir water en elektrisiteit. Ons het nie 'n kolom vir water en elektrisiteit nie, daarom in die diverse rekeninge kolom R1950 water en elektrisiteit en dit is 'n water en elektrisiteit se folienommer is N5. Dit is die uitgawerekening wat gedebiteer sal word aan die einde van die maand. Die 27ste Mei, reik 'n cheque uit aan Telkom om die telefoonrekening te betaal R775. Die cheque teenblad nommer wat volg is cheque teenblad 713, dag die 27ste, die naam van begunstigde, die cheque is uitgereik aan Telkom. Die bedrag van die telefoonrekening vir die maand is R775. Dit word uit die bank uit betaal en dit is vir telefoon, daar is nie 'n kolom vir telefoon nie, daarom in die diverse rekening kolom R775 telefoon en N10, die nominaalrekening 10 uitgawe is die rekening wat gedebiteer sal word. Op die laaste dag van Mei vind die volgende transaksies plaas, by 31ste Mei. Kontantverkope volgens die kasregisterrol R232.000. Nou onthou as ons handelsvoorraad verkoop, dan moet ons ook die koste van verkope gaan bereken. R232.000 maal 100 gedeel 160, die koste van verkope is R145.000. In die kontant ontvangste joernaal het ons die volgende inskrywing volgens die kasregisterrol van die 31ste Mei was daar verkope gewees, 'n bedrag van R232.000. Maar nou moet jy versigtig wees. Daar is nog geld ontvang op die 31ste. Daarom gaan ons nog nie hierdie R232.000 in die bank deponeer nie. Ons gaan wag vir die einde van die dag, dan eers 'n streepie trek en die totaalbank toe vat. Daarom hierdie R232.000 wat op die ouend in die bank sal beland, ja, dit was gewees vir verkope. Die verkooprekening word gekrediteer met R232.000 en onthou, die koste van verkope is R232.000 maal 100 gedeel deur 160 en dit is R145.000. Nog steeds op die 31ste Mei reik 'n cheque uit aan P&A vir skryfbehoeftes gekoop R430. Die laaste cheque wat in Mei uitgereik word is 'n cheque teenblad 714, die 31ste uitgereik aan P&A. Die bedrag op die cheque is R430 en dit was gewees vir skryfbehoeftes, ons die kolom vir skryfbehoeftes, daarom die R430 in die skryfbehoeftes kolom. Die laaste transaksie, nog steeds by 31ste, die eienaar het sy kapitaal verhoog met R350.000. Nou daar word nie gesê hy dit self direk in die bank gedeponeer nie, so ons neem aan hy het die geld na die onderneming gebring. Die eienaar verhoog sy kapitaal, ons gee vir hom 'n kwitansie as bewys dat ons die geld ontvang het, daarom ons brondokument, duplikaat kwitansie 286. Dis nog steeds die 31ste, die geld is ontvang van M.Kog, dit is die eienaar, en die bedrag wat ontvang is R350.000. Hierdie R350.000
saam met die R232.000 se verkope, dit word aan die einde van die dag gedeponeer in die bankrekening. Daarom tel die twee bedrae bymekaar, trek 'n streepie en sê die bedrag wat in die bank gedeponeer word aan die einde van die dag is R582.000. Baie belangrik dat jy dit verstaan. Aan die einde van die dag gaan ons bank toe en ons deponeer die totale ontvangste vir die dag in die bank. Die R350.000 wat ingesluit is by die R582.000, dit is van die eienaar ontvang om sy kapitaal te verhoog. Daarom in die diverse rekeningkolom R350.000 B1 kapitaal, dit is die rekening wat ons sal krediteer. Nou het ons al die transaksies wat in Mei plaasgevind het ons aangeteken in die hulpjoernale en nou moet ons die hulpjoernale gaan afsluit. Nou as ons kyk in die kontant ontvangstjoernaal, dan is die totale ontvangste hierdie maand wat hier in die bank ingeskryf is. As ek hierdie kolom vir die bank optel, dan kry ek 'n totaal van R655.124 en dit moet oorgeboek word na die debietkant van die bankrekening B7. Waar lê die kredietinnskrywings? Die verkoperekening moet gekrediteer word met die totale verkope vir die maand. As ek die verkope kolom optel, dan is die kolom totaal R292.624 en dit gaan ek oorboek na die kredietkant van verkope. Kyk ek na die koste van verkope, dit is die kosprys van die handelsvoorraad wat verkoop is. As ek daardie kolom optel, dan is die totaal van koste van verkope R182.890. Baie belangrik, dit word oorgeboek na die debietkant van die uitgawerekening koste van verkope, dis N2, en ook na die kredietkant van die baterekening handelsvoorraad, dis B6, want handelsvoorraad word minder. Verder is huurinkomste en kapitaal gekrediteer, daai geld is in die bank, dus as ek daardie kolom optel, dan is 362.500 die totaal van die diverse rekeningkolom en 362.500 plus hierdie 292.624 van verkope, dis kredietinnskrywings, dat geef my die totaal van die bankkolom 655.124. Kom ons kyk na die kontant betalingsjoernaal. Die totaal van al die betalings wat hierdie maand uit die bank gemaak is, as ek hierdie bankkolom optel, dan is die totaal R246.395. Dit is waarmee ek die bankrekening gaan minder maak, dus dit moet oorgeboek word na die kredietkant van daardie baterekening B7. Waar lê die debietinnskrywings? Handelsvoorraad. As ek die handelsvoorraad kolom optel, dan het ons handelsvoorraad van R101.650 bygekoop. Die bate het meer geword, daarom boek ons dit oor na die debietkant van handelsvoorraad B6. Verder is daar lone betaal. Die totaal van die lone kolom in die KBJ is R2040 vir die maand. Dit word oorgeboek na die debietkant van daardie uitgawerekening lone en dit is N6. Skryfbehoeftes is hierdie maand aangekoop. As ek die kolom van skryfbehoeftes optel, dan is die totaal R3.630 en dit word oorgeboek na die debietkant van skryfbehoeftes, ook 'n uitgawe. Natuurlik sal elkeen van hierdie diverse rekeninge apart gedebiteer word. Grondgeboue, bate wat meer word, advertensies, herstelwerk, versekering is uitgawes, voertuie ook 'n bate wat meer geword het en waterrekstyd en telefoon uitgawes. As ek die kolom van die diverse rekeninge optel, dan kry ek daar 'n totaal wat as ek hierdie kolomme bymekaar tel, dan gaan dit vir my gee die bank se kolom totaal 246.395. Nou kom ons kyk na die oorboeking. Die kontantontvangstjoernaal bankkolom, kom ons boek dit oor na die debietkant van ons bankrekening. Nou daar sien jy ons bankrekening,
aan die einde van April, dit wil sê op die 1 Mei, toon die bankrekeninge oortrokke saldo van 451.577. Hierdie maand in Mei kan ons die inskrywing aan die debietkant gaan maak. Mei die 31ste, diverse rekeninge, totale ontvangste. Die totale ontvangste in die KOJ, dis waar jy kan gaan kyk, dis waar ons die bedrag kry, 655.124. Jy hoef nie weer die jaartal te skryf nie, die 2015 staan reeds in die rekening. Dus die totale ontvangste vir hierdie maand, R655.124, en nou moet ons die dubbel inskrywings gaan voltooi. Nou van hierdie 655.124 was 292.624 vir verkope. Sien jy daai bedrag is elke keer in die bank. Daar was 12.500 vir huurinkomste, dit is in die bank, en 350.000 vir kapitaal. So kom ons boek oor na die kredietkant van verkope, die kredietkant van huurinkomste en die kredietkant van kapitaal. Ons begin met die verkooprekening. Nou tot en met die einde van April was die totale verkope R1.270.720 en nou kan ons gaan en hierdie maand Mei se verkope bysit. Mei die 31ste, want is 'n kolom totaal, bank KOJ, hierdie maand se verkope R292.624 en nou is die totale verkope tot aan die einde van Mei R1.563.344. Kyk ons na die huurinkomste rekening. Tot aan die einde van April is daar reeds R125.000 vir huurinkomste ontvang. Kom ons sit die huurinkomste van Mei by. Nou op die 13de Mei is geld ontvang vir huur. Dis in die bank gesit. Jy kan maar in die kontant ontvangstjoernaal gaan kyk. R12.500. Dus die vorige maande se R125.000 plus hierdie maand se R12.500 aan die einde van Mei toon die huurinkomste rekening 'n totaal van R137.500. Dan die kapitaalrekening aan die einde van April toon die kapitaalrekening 'n saldo van R3.206.510. Hierdie maand in Mei is daar nog kapitaal ontvang. Dit is in die kontant ontvangstjoernaal geboekstaaf. Die geld is in die bank gesit. Daarom Mei die 31ste, dis die dag wat die geld ontvang is, geld in die bank gesit. Gaan kyk maar in die KOJ, nog R350.000. En nou aan die einde van Mei is die kapitaal wat die eienaar bygedra het R3.556.510. Ons het die kredietinnskrywings gemaak om hierdie dubbelinnskrywing van die debiet in die bank te voltooi. Die laaste kolom wat in die kontant ontvangstjoernaal oorgeboek moet word, is die koste van verkope kolom. Nou die kosprys van die handelsvoorraad wat hierdie maand verkoop is in die KOJ is R182.890. Ons gaan dit oorboek na die debietkant van koste van verkope en die kredietkant van handelsvoorraad en die twee rekeninge verwys na mekaar. Dus kyk na jou koste van verkope rekening. Die totaal vir koste van verkope tot die einde van April was R794.200. Hierdie maand Mei is daar in totaal weer handelsvoorraad verkoop. Gaan kyk maar in die kontant ontvangste joernaal, R182.890 se handelsvoorraad, dis die kosprys, is verkoop. Dus aan die einde van Mei toon die koste van verkooprekening 'n totaal van R977.090. Die dubbelinnskrywing moet voltooi word by die kredietkant van handelsvoorraad en daar sien jy ons begin die maand 1 Mei met R632.700 se handelsvoorraad
wat beskikbaar is om te verkoop, en hierdie maand in Mei het ons handelsvoorraad verkoop met 'n kosprys. Daar sien jy Mei die 31ste, koste van verkope, gaan kyk maar in die kontantontvangstjoernaal, R182.890. Onthou handelsvoorraad se bate, as ek handelsvoorraad verkoop, dan word die bate minder, daarom die inskrywing aan die kredietkant. Kom ons gaan kyk dan nou na die kontantbetalingsjoernaal. Nou, die totale betalings hierdie maand uit die bank uit, R246.395. Ons moet die bank daarmee minder maak. Klomp verskillende goed is betaal, daarom diverse rekeninge sal gedebiteer word om hierdie totaal te laat balanseer deur die dubbelinskrywing. Die bank wat 'n bate is aan die kredietkant van die bankrekening, daar sien jy, dit is Mei die 31ste, diverse rekeninge, totale betalings uit die kontantbetalingsjoernaal. Dit is waar jy kan gaan kyk as jy wil weet hoeveel vir watter item betaal is. Die totale betalings R246.395. Nou is die vraag, waar lê die debietinnskrywings van hierdie een groot kredietinnskrywing? En daar sien jy handelsvoorraad R101.650, lone R2.040, skryfbehoeftes R3.630. Al hierdie betalings is uit die bank uitgemaak, dus jou kruisverwysing, jou dubbelinnskrywing is by die bank se kredietkant. Kom ons boek hierdie kolomtotale oor na handelsvoorraad, lone en skryfbehoeftes. As ons na ons handelsvoorraadrekening kyk, die handelsvoorraadrekening, die bate het hierdie maand meer geword as gevolg van handelsvoorraad wat aangekoop is uit die bank uit. En daar sien jy, dis 'n kolomtotaal, dis die 31ste Mei, bank KBJ R101.650. Verder is daar ook lone betaal, waarvoor se kolomtotaal gehad het. Nou tot en met die einde van April is daar reeds R26.540 se lone betaal. As ons hierdie maand Mei se lone bysit, dis Mei die 31ste, want as 'n kolomtotaal uit die bank uit, gaan kyk maar in die KBJ, is nog R2040 se lone betaal. Dus die nuwe totaal einde van Mei vir lone R28.580. Dieselfde met skryfbehoeftes. Tot aan die einde van April is daar R18.680 se skryfbehoeftes aangekoop, en nou gaan ons sit Mei se aankope by. Dis 'n kolomtotaal, dis Mei die 31ste uit die bank uit, gaan kyk maar in die KBJ, is R3.630 se skryfbehoeftes nog bygekoop. Dus die totale skryfbehoeftes wat tot aan die einde van Mei aangekoop is, R22.310. Laastens kyk ons na die kontantbetalingsjoernaal, die diverse kolom. Nou daar sien jy grond en geboue, B3, grond en geboue is aangekoop op die 1ste Mei. Hierdie bate grond en geboue moet meer gemaak word met R45.000. Kom ons blaai na grond en geboue. Die onderneming besit reeds R2.8 miljoen se grond en geboue, en hierdie maand op die 1ste Mei is daar 'n tjek uit die bank uit uitgeskryf. Gaan kyk maar in die KBJ as jy die tjek teenblad nommer wil sien of wil weet aan wie die tjek uitgeskryf is, nog R45.000 se grondgebou het bygekom. Daarom die saldo aan die einde van Mei R2.845.000. Wat is nog hierdie maand in die KBJ betaal? Advertensies N9 R9.200, dit is betaal op die 4de Mei. Dan herstelwerk, daar sien jy N8 R700 is betaal. 650 se versekering is betaal. Die voertuie is bygekoop R80.800,
water en elektrisiteit is betaal en die telefoonrekenings betaal. Dit sal ons oorboek en verwys na die dag waarop dit betaal is. So kom ons gaan kyk na advertensies, herstelwerk, versekering, voertuie, water en elektrisiteit en telefoon. Daar sien jy jou advertensiesrekening, advertensies N9, daar's reeds 13.590 aan advertensies spandeer tot aan die einde van April en hierdie maand op die 4de Mei is daar uit die bank uit, gaan kyk maar in die KBJ, nog 9.200 betaal, dus die totale advertensies wat betaal is tot aan die einde van Mei, R22.790. Kyk ons na die telefoonrekening, daar is reeds R6.987 aan die telefoon spandeer tot aan die einde van April en nou hierdie maand op die 27ste Mei is daar uit die bank uit, gaan kyk maar in die KBJ, nog R775 betaal, die nuwe totaal einde van Mei vir telefoon R7.762. Herstelwerk gedurende of tot die einde van April is daar reeds R11.850 vir herstelwerk betaal en hierdie maand op die 15de Mei is daar uit die bank uit 'n cheque uitgereik, gaan kyk maar in die KBJ vir R700, dus aan die einde van Mei is die totaal vir herstelwerk R12.550. Kyk ons na ons rekening wat ons het vir water en elektrisiteit, dis N5, daar's reeds tot aan die einde van April R14.410 aan water en elektrisiteit spandeer en hierdie maand is daar op die 25ste Mei 'n cheque uitgereik, geld is uit die bank uit betaal, gaan kyk in die KBJ as jy wil weet wat die cheque teenblad nommer is, R1.950, die nuwe totaal vir water en elektrisiteit R16.360. Daar is ook versekering betaal hierdie maand. Nou tot en met die einde van April was die totale versekering wat reeds betaal is R6.500 en op die 16de Mei is 'n cheque uitgereik uit die bank uit. Dis aangeteken die KBJ vir R650. Die nuwe totaal vir versekering R7.150. Die laaste aankoop wat gedoen is, was 'n nuwe voertuig. Daar is die voertuierekening B4. Die onderneming besit voertuie van R560.000 en op die 21ste Mei is daar uit die bank uit in die KBJ aangeteken 'n cheque vir R80.800 om 'n nuwe voertuig aan te koop. Dus die saldo aan die einde van Mei is R640.800. Nou as ons kyk na die rekeninge wat afgesluit is, onttrekkings, was daar onttrekkings? Daar was geen onttrekkings gewees in Mei nie, kom ons maak net doodseker. In Mei was daar geen onttrekkings gewees nie. Ons het al hierdie diverse rekeninge reeds oorgeboek. Nou kom ons kyk na die eindtotale en saldo's aan die einde van Mei. Die kapitaalrekening, die saldo wat in die proefbalans gaan wys, R3.556.510. Die onttrekkings, daar was geen onttrekkings in Mei nie, daarom wys ons nog steeds die totaal van R80.800. Grond en geboue, die nuwe saldo R2.845.000. Voertuie se nuwe saldo R640.800. Daar's geen toerusting in Mei aangekoop nie, daarom wys ons nog steeds die R84.800 se toerusting wat die onderneming besit. Dan baie belangrik, handelsvoorraad. Op die 1ste Mei was daar R632.700 se handelsvoorraad beskikbaar om te verkoop. Toe koop ons gedurende Mei nog R101.650 se handelsvoorraad by, dus as ons geen handelsvoorraad sou verkoop nie, dan sou daar in die onderneming R734.350 se handelsvoorraad gewees het. Maar minus die handelsvoorraad wat verkoop is, die kosprys van die handelsvoorraad wat verkoop is, R182.890. Daarom die saldo wat ons oordra
die handelsvoorraad wat oorgebly het, die saldo wat ons oordra na die volgende maand, R551.460. As jy die kreditkant optel, dan balanseer die rekening op R734.350. En daardie saldo kan ons gaan afbring op die 1 Junie. En daar staan Junie die 1ste, saldo afgebring, die handelsvoorraadrekening toon 'n saldo van R551.460 en dit is wat ons in die proefbalans sal wys. Kom ons kyk na die bankrekening. Op die 1 Mei het die bankrekening 'n oortrokke saldo gewys van R451.577. Toe spandeer ons hierdie maand, ons betaal nie KBJ nog R246.395. Dus as ons geen geld ontvang het nie, dan sou die bank oortrokke gewees het met R697.972. Maar gelukkig ontvang ons toe R655.124 wat ons in die bank inbetaal. Daarom is die bank nou net oortrokke met hierdie saldo oorgedra van R42.848. Die oortrokke saldo plus die betalings vir die maand minus dit wat ontvang is, gee die saldo oorgedra R42.848. Tel jou debietkant op, jy sien die rekening balanseer baie mooi langs mekaar, dubbellyntjies onder op R697.972 en op die 1 Junie sal ons moet aantoon dat die bankrekening begin met 'n oortrokke saldo. Daar sien jy die saldo afgebring van R42.848 en dit is die saldo wat jy aan die kredietkant van die bankrekening in die proefbalans sal toon. Die wisselgeld en die kleinkas het nie verander nie, dus beide hierdie saldo's word net so ook in Mei se proefbalans getoon. Die verkope toon 'n nuwe totaal aan die einde van Mei van R1.563.344. Koste van verkope aan die einde van Mei toon 'n totaal van R977.090. Die huurinkomste rekening aan die einde van Mei toon 'n totaal van R137.500. Die versekeringrekening wat 'n uitgawe is, toon aan die einde van Mei 'n totaal van R7.150. Water en elektrisiteit toon aan die einde van Mei 'n totaal van R16.360. Dit sal ons die debietkant van die proefbalans wys. Dan die lonerekening, 'n totaal van R28.580. Skryfbehoeftes, 'n totaal van R22.310 aan die einde van Mei. En kyk ons na ons laaste 3 uitgawes. Herstelwerk aan die einde van Mei R12.550. Advertensies R22.790 en telefoon R7.762. Nou kom ons gaan skryf nou al hierdie saldo's en totale in op bladsy 86 in die proefbalans van Parkwinkels op 31 Mei 2015. Die kapitaal en onttrekkings, ons 2 direkte eienaarsbelangrekeninge, daar sien jy die kapitaalsaldo aan die einde van Mei R3,556,510. Onttrekkings se totaal is nog steeds R80.800. Dan my 3 nuwe-bedryfsbates, die grond en geboue, 'n saldo van R2.845.000, voertuie R640.800 en toerusting R84.800. My bedryfsbates, handelsvoorraad, 'n saldo van R551.460. Pas op vir die bank. Die bank is oortrokke 'n kredietsaldo van R42.848. In die kleinkas is daar nog steeds R250 en wisselgeld nog steeds R2.500. Die nominale rekeningafdeling, verkope, die inkomste se totaal aan die kredietkant
aan die einde van Mei R1.563.344. Die koste van verkope wat 'n uitgawe is, koste van verkope is 'n totaal aan die einde van Mei R977.090. Dan huurinkomste wat ook 'n inkomste is, daarom 'n krediet totaal R137.500 en nou al my uitgawes aan die debietkant sien jy hulle totale. Daar is versekering R7.150, water en elektrisiteit R16.360, lone R28.580, skryfbehoeftes R22.310, herstelwerk einde van Mei R12.550, advertensies R22.790 en telefoon R7.762. En nou die lekker deel, tel hierdie debietkant op, onttrekkings plus grondgeboue plus voertuie plus toerusting plus handelsvoorraad plus kleinkas plus wisselgeld plus koste van verkope plus al die uitgawes, versekering, waterelektrisiteit, lone, skryfbehoeftes, herstelwerk, advertensies en telefoon. En as jy dit optel, dan kry jy die totaal aan die debietkant van die proefbalans R5.300.202. R5.300.202. Kom ons stel die kredietkant op. Kapitaal plus die oortrokke bank plus verkope en plus huurinkomste en die kredietkant balanseer op R5.300.202 en ons weet die dubbel inskrywingsbeginsel is toegepas. In ons 4de video gaan ons nou die transaksies vir Junie boekstaaf, dit oorboek na die grootboek toe en 'n proefbalans opstel. Dit doen ons in die volgende video.